Goeienaand, liewe familie, vriende, almal wat vanaand miskien kom kuier het van ver af by familie. Julle is almal hartlik welkom hierso by ons diens vanaand. Ek het in die week vir iemand gesê om simboliek te moet verduidelik is soos om 'n grappie te moet verduidelik. As jy eers 'n grappie moet begin verduidelik, moet jy hom of nie vertel het nie of jy het hom nie reg vertel nie. En dieselfde ook met simboliek, maar ek dink tog hier is so geweldig baie moeite ingesit in ons kanselruimte, ons hierdie ruimte hier voor oor die laaste 2 weke, dat 'n mens tog dalk moet stil staan vir 'n oomblik. Die van julle wat verlede Sondag hier was, sou by die deure hierdie lappe gesien het. Dit is by die hand geverf. Ongelooflike moeite en tyd en energie wat in dit ingegaan het om ietsie van die kruis en dan aan hierdie kant ietsie van die oop graf wat ons Sondag na toe gaan vir ons te probeer vasvang. Hier op die tafel, hier voor my, ietsie van die straf, die lyding, die pyn, die blomme hierso, die rooi wat die bloed van Jesus aandui, die rooi blomme, die rooi lyn in die middel wat God se liefde vir ons uitwys. Die wit wat die opstanding beteken en die lelies, St. Joseph's lelies wat skoon gewas beteken. En die donkergroen wat wys op die ewige lewe. Soos ek sê, mens moenie simboliek begin verduidelik nie. Maar tog, as 'n ou weet wat hier aangaan en hoe hierdie goed in mekaar inpas, maak dit dalk hierdie oomblik vir jou heiliger. En familie, ek nooi julle in hierdie oomblik van heiligheid in. 'n Oomblik waar ons op 'n donderdag aand by mekaar kom om iets te kom herdenk. Kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë en ons bid ook net saam. Heilige Here, almagtige Vader, wat 'n wonderlike dag is dit om hier by mekaar te kan wees. Hier op hierdie aand. Om in U teenwoordigheid en in mekaar se teenwoordigheid saam te kan wees om U naam te kom grootmaak. Om U te kom loof en prys. Here, om U te ontmoet. Vader, mag U elke oomblik van hierdie diens ryklik seën. En Here, mag ons wanneer ons hier uitloop iets beleef, ietsie saamvat van dit wat U vir ons gedoen het. Mag die kruis en die opstanding weer vir ons 'n werklikheid wees. Mag ons dit saam met ons dra, Here. Mag ons dit gaan uitdra, gaan uitleef, gaan wys. Dankie, Here, dat U 'n God is wat ons innooi, wat ons vashou, wat saam met ons op reis bly. Seën ons, bly by ons. Amen. Nou familie, daar is oomblikke in 'n mens se lewe wat ek dink jy nooit sal vergeet nie. Miskien die dag toe jou kinders gebore is, of kind. Miskien hulle eerste tree of hulle eerste woorde wat hulle gesê het. Miskien die dag toe jy jou droomwerk losgeslaan het, of dalk vir van ons wat al daar is, die dag toe jy kon aftree. Ons almal het eers in die lewe sulke oomblikke, sulke momente wat ons nooit sal vergeet nie. Nou een so oomblik wat ons in die Bybel het, en ons het baie van hulle in die Bybel, is Jesus en sy disippels by die laaste avondmaal. Of is dalk beter gestel as ons dit sê, Jesus en sy disippels by die eerste nagmaal. Want dis eintlik wat dit was. Dit was die eerste nagmaal. En ek reken dis 'n oomblik wat die disippels in hulle lewens nie sou vergeet het nie, en ek dink ook nie 'n oomblik wat ons sou vergeet het ooit nie, of kan vergeet nie, want andersins sou ons sekerlik nie vanaand
hier gesit het om hierdie te herdenk nie. Nou ons gaan vanaand lees uit Matteus 26 uit. Ons gaan lees daar vanaf vers 17 tot en met vers 30. En dit vertel vir ons die verhaal van hierdie oomblik. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, het die disippels na Jesus gekom en gevra, waar wil u hê moet ons vir u voorbereidings tref om Pasga te eet? Hy het gesê, gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom, die leermeester sê, my tyd is naby, ek wil die Pasga saam met my disippels by jou vier. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die Pasga voorberei. Teen die aand het hy saam met die 12 vir ete aangeleen. Terwyl hulle geëet het, het hy gesê, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie ontsteld en een na die ander het hom begin vra, dit is seker nie ek nie, Here. Hy het geantwoord, die een wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar oor hom geskrywe staan, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Judas, sy verraaier, sê toe daarop, dit is seker nie ek nie, Rabbi. En hy antwoord hom, jy het dit gesê. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir die disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van hierdie vrug van die druiwestok drink nie, tot daardie dag wanneer ek dit nie saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Nou familie, in Matteus 26, hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, lees ons van die instelling van die eerste nagmaal. En in hierdie gedeelte is Jesus besig met 'n geweldige klomp merkwaardige dinge eintlik. Dit is belangrik vir ons om te weet wat hier aan die gang is. In die eerste plek het Jesus en sy disippels kom aansit vir die Pasga maaltyd, die fees van die ongesuurde brood. 'n Fees wat ingestel is om die Jode te herinner aan Israel se verlossing uit Egipte uit die uittog uit Egipte uit. Die verlossing wat hulle gekry het toe God deur Moses gewerk het in daai tyd. En dis hierdie einste brood, hierdie spesifieke brood wat vir hierdie fees, wat net vir hierdie fees gemaak word, wat Jesus dan op die tafel het, wat hy vat en hy dit breek en hy dit vir hulle almal uitdeel. Ook die beker wat gebruik word by hierdie fees, het 'n baie belangrike konnotasie of koneksie aan die geskiedenis van die Jode. Die beker, of dan nou meer dalk die wyn binne in die beker, maar die feit dat hulle die beker moes deel, het hulle herinner aan die lam wat geslag moes word en die bloed wat aan die kusyne gesmeer moes word toe die engel deur Egipte gesweef het. Die wyn en die brood by hierdie fees, by hierdie oomblik, verbind en herinner die Jode van die oomblik dan nou weer opnuut aan die sorg van die Here, aan die werk van die Here, die bemoeienis wat God met hulle gemaak het en nog steeds met hulle maak. Dit, familie, is die brood wat Jesus hier vat, wat daai herinnering losmaak. Dit is die beker wat hy vat om dit vir hulle te gee, en dan sê hy vir hulle, as hy dit vir hulle gee, neem dit is my liggaam, drink dit is my bloed. Dit is die nuwe verbond wat ek met julle maak. Maar voor daai oomblik gebeur, en ek dink ons fokus so maklik op die einde van hierdie verhaal, dat ons iets ongelooflik groot in hierdie verhaal miskyk. Want voordat Jesus die nagmaal deel, gebeur daar eintlik ietsie baie groter, of dalk net so groot. Jesus het alreeds 'n wonderwerk laat plaasvind, nog voordat hy die nuwe nagmaal of die nuwe verbond ingestel het. Hy het gaan sit aan die tafel met sy vriende en die verraaier. En hy het gekies
om lief te hê. Hy het gekies om steeds in te nooi, om deel te maak. Nou in vers 21 sê Jesus, een van julle gaan my verraai. En ons lees, en ons het nou die dag ook hieroor gesels in die erediens, die disippels is geskok, hulle sê, is dit ek, Here? En Judas is ook daar, moet ons onthou in hierdie oomblik. En Jesus weet presies wat op pad is, wat gaan gebeur, wat Judas gaan doen, maar hy sluit hom nie uit nie. Hy jaag hom nie weg nie. Hy kon hom baie maklik daarvoor die disippels ontbloot het of ontmasker het, en waarskynlik sou die oproerige Petrus of die seuns van donder, soos wat Jesus die broers genoem het, hulle sou waarskynlik vir Judas stopgesit het, as Jesus hom daar blootgestel het. Maar hy doen dit nie. Jesus kies vrede, hy kies 'n sagtheid, hy kies vir liefde. Wat sê hierdie oomblik van Jesus? Dit sê ware liefde kies nie net mense wat dit verdien nie. Jesus kom wys vir ons in hierdie oomblik dat liefde nie voorwaardelik kan wees nie. Want die liefde wat hier gewys word, strek veel verder, veel dieper as enigiets wat ons al ooit beleef het of sal kan verstaan, familie. Jesus sit aan die tafel met die een wat hom gaan verraai. Hy deel die brood, die nuwe verbond met die een wat hom gaan verraai. Jesus wys vir ons hier hoe 'n liefde lyk, wat tot in die donkerste oomblik van die menswees kan deurbreek. En wanneer Jesus die brood breek en die wyn uitdeel, sê hy nie net wat hy gaan doen nie, maar hy wys wie hy is. Hy sê vir hulle, neem dit, eet dit is my liggaam. Vat die beker, drink daaruit, want dit is my bloed van die nuwe verbond wat ek met julle maak, wat uitgegiet word vir die vergewing van sondes. Jesus wys vir ons die liefde met sy liggaam wat gebreek gaan word. Sy bloed wat gaan vloei sodat ons heel kan word. Jesus kom nêrens met 'n ek gaan hierdie vir julle doen, so wat gaan julle vir my doen houding nie. Hy gee homself in totaliteit sonder voorwaarde oor aan die mensdom. Hy leer ons dat liefde gee, liefde offer, liefde vergewe. Nou al sê die evangelie van Matteus dit nie eksplisiet in hierdie gedeelte wat ons gelees het, die julle hê mekaar lief gedagte nie, is dit baie duidelik wat Jesus bedoel, wat hy impliseer. Hy leef liefde. Hy wys dit prakties. Met sy hele menswees wys hy dit. Maar in die Johannes evangelie, wanneer ons daar na Johannes 13 toe blaai, dan lees ons in sy weergawe van hierdie gebeure wat plaasvind, dat Jesus dit baie duidelik sê. Hy skryf daar in Johannes 13, lees ons daar dat nadat Judas die groep verlaat het, nadat hulle nou die nagmaal ingestel het, dan sê Jesus vir die disippels wat oorbly, hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. En na sy opstanding, 3 dae later, gee hy weer vir hulle 'n klompie opdragte, gee hy weer vir hulle 'n klompie goed om te doen, wat dit weer bevestig, dat hierdie die nuwe gebod is, die nuwe verbond is wat hy met hulle maak. Jesus verwag liefde. In ons navolging van hom verwag hy dat ons mekaar sal lief hê. En elke keer, familie, as ons aan hierdie nagmaalstafel sit, word ons herinner aan 'n paar dinge. Maar eintlik word ons nie net herinner nie, ons word opgeroep tot aksie deur die nagmaalstafel. Ons word herinner aan die feit dat Jesus ons eerste lief gehad het.
Ons word herinner aan die feit dat Jesus liefgehad het bo die omstandighede. Bo dit wat hy geweet het aan die kom was, het hy nog steeds liefgehad. En ons word die opdrag gegee, sal julle ook gaan lief hê. Familie, in 'n wêreld vol oordeel, vol verdeeldheid, vol seer, is dit die merk van 'n gelowige. Liefde. Die Johannes Evangelie skryf net na daai gedeelte wat ons nou gelees het, daar naby aan die einde van hoofstuk 13, skryf hy, dan sê Jesus, dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Ek het sopas gesê, Jesus vra van ons om lief te hê, maar dis eintlik nie die regte manier om dit te sê nie, want Jesus vra nie dat ons mekaar moet lief hê nie, hy sê vir ons dat ons mekaar moet gaan lief hê. Want die woord wat ons vanaand gebruik as ons tema entole, is 'n Griekse woord wat beteken bevel, opdrag, gebod. Die dag wat ons vandag vier, staan tradisioneel bekend in ons wêreld as Groendonderdag, die nuwe lewe, die nuwe verbond, maar in die tradisie van die kerk, van die Katolieke kerk en later, staan dit bekend as Maundy Thursday. Maundy is 'n Latynse woord wat vertaal na mandaat toe, na bevel toe, na opdrag toe. Dis Jesus se laaste opdrag aan die disippels en is ook sy opdrag aan ons wanneer ons hierdie aand herdenk. Gaan en hê lief. Thomas Merton, priester wat in die vroeë 19de 20ste eeu geleef het, hy so in 1953 rond, is hy oorlede, het ongelooflike klomp goed geskryf, maar een van die aanhalings wat ek die meeste van hom geniet en waardeer en in my vashou, het hy gesê, our job is to love others without stopping to inquire whether or not they are worthy. That is not our business, and in fact, it is nobody's business. What we are asked to do is to love. And this love itself will render both ourselves and our neighbors worthy. Entole. Ek sê vir julle, gaan hê lief. Vers 30 sluit af met 'n ongelooflike mooi beeld, hierdie gedeelte wat ons gelees het. Hy sê, en nadat hulle 'n loflied gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Hulle het saam geëet, saam gewees, saam gekuier, saam gesing, saam geloof en prys, saam gedra aan hierdie heilige oomblik waarin hulle self gevind het, en daarna gaan hulle uit in die wêreld in. Net soos wat ons vanaand gaan doen. Familie, wanneer ons opstaan van hierdie tafel af vanaand, word ons soos die disippels uitgestuur, gaan en gaan hê lief. Gaan en gaan bewys liefde waar jy beweeg, daar waar jy kom, want dit is die laaste opdrag wat die Here Jesus gegee het voor die kruis. Soos wat Jesus aan daai tafel vir ons liefde gewys het, word ons uitgestuur om met daai selfde liefde in hierdie wêreld te gaan leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons van die woord af nou na die tafel toe beweeg, help ons, Here, om die herinnering daarvan, die opdrag van die tafel deel van ons te kan maak wanneer ons vanaand hier moet uitgaan. Mag ons, Here, die nuwe gebod wat U kom gee het, deel maak van ons leefwyse. Deel maak van ons hele menswees. Vader, mag ons ook leer om eerder in te nooi. Mag ons ook leer
om eerder lief te hê, daar waar ons dit nodig het. Here, dankie. Dis al wat ons kan sê vir die verlossing wat U vir ons gebring het. Vader, en leer ons om vanuit daardie verlossing uit te gaan leef in hierdie wêreld van ons. Seën ons aan hierdie tafel, Here. Seën ons wanneer ons hier uitgaan. Dankie vir U genade. Amen. Familie, wanneer ons by die tafel gaan kom aansit, vanaand saam gaan eet in die nagmaal, saam die nagmaal gaan gebruik, gaan ons vanaand dit baie spesifiek doen met ongesuurde brood. Ons kon ongesuurde brood in die hande kry, en dit ietsie van daai teken van Jesus wat die fees van die ongesuurde brood gevat het en dit nuut gemaak het en dit vir ons vrylik beskikbaar gestel het. Iets wat oorspronklik net vir 'n groep mense beskik was, is nou vrylik oop en beskikbaar vir ons almal. Wanneer Jesus aan die tafel die brood vat en dit breek, sê hy vir sy disippels, neem dit, eet dit, gebruik dit, tot ek weer kom, tot my gedagtenis. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek het. Dit is my liggaam wat in julle plek kom staan het. Wanneer ons die brood eet, mag ons dit onthou. Daarna het hy die beker geneem, dit geskink en vir hulle gesê, neem dit almal van julle, drink daarvan. Dit is my bloed wat gegiet word tot die vergewing van sondes. Mag ons met die smaak van die wyn, die tekstuur van die brood, die boodskap van die nagmaal onthou en dit gaan uitleef. Heilige Here, waar ons nou hier op hierdie donderdag aand by die tafel kom aansit het. Here, saam uit die woord uit gelees het, saam U naam geloof en prys het. Vra ons, Here, dat dit nie net hier sal stop nie. Maar Here, dat die tasbare liefde wat ons hier beleef, ons sal dryf in die wêreld daar buite. Mag ons die genade, die vergifnis, die verlossing wat ons hier ontvang, gaan deel met die wêreld, Here. Mag ons ook tot seën wees, soos wat U ons seën. Mag ons met genade gaan leef in 'n wêreld wat geen genade het nie. Mag ons liefde bewys daar waar dit nodig is, soos wat U vir ons geleer het. Seën ons, Here, en bly by ons. Amen. Familie, ons sluit ons diens af met nog 'n vlamlied. Vlam 34, die lied se naam is Daarom.
En ek nooi julle uit om te staan en saam te sing. As jy hom ken, as jy hom nie ken nie, is 'n eenvoudige lied. Sing asseblief saam. Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my voet met liefde dra. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Mag die liefde van die Here Jesus in julle wees. Deur julle werk en sigbaar wees in alles wat jy doen. Mag sy genade vir jou genoeg wees en mag jy dit ook gaan deel. Mag die herinnering van wat Christus vir ons gedoen het jou elke dag lei. Amen.